ons kom vir U troon van genade, Here, om U alleen te aanbid en groot te maak en te verheerlik, Here. As die mens geliefd Vader, ons wil by die voetbank van die voete stil staan vanoggend, Here, weet dat U ons Here, ons God is. Here, U kom beklemtoon die heerlikheid in ons midde. Here, U kom vul ons weer opnuut met die Gees, Here. Ek vra Vader vir 'n uitstorting vanoggend in die midde van hierdie plek, Here, dat U Uself, Here, so openbaar aan elkeen op 'n nuwe lewende wyse. Heilige Gees, kom, inspireer ons, vul ons, Here, bring die heerlikheid van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, dat die koninkryk kom vanoggend, dat die wil geskied, Vader, soos in die hemel, so op die aarde. Dankie, Vader, vir elke persoon wat gekom het vanoggend om U naam te verheerlik, om U alleen al die eer te gee. Ons dankie vir U gerenteerdheid. Ons dankie vir U krag. Ons dankie vir U getrouheid, Here. Dankie vir die Heilige Gees hier vanoggend ook, Here. Ons wil U aanbid, Ewige Vader, omdat U in hemelse plekke triomfeer oor alle magte, oor alle gesag, oor alle heerskappy, Here. Ons dankie, Vader, dat ons U kan eer vanoggend, Here. En ons 'n lewende kerk, 'n kerk wat, Here, U wil aanbid, Here, uit ons harte uit vanoggend, Here. Wil ons vir U sê, Vader, dankie vir U vuur. Dankie vir U heerlikheid hier vanoggend. Ek ervaar, Here, U wil reën stuur vanoggend in hierdie plek. Reën om ons te benat, Here. Riviere, strome van lewende water in hierdie plek laat vloei vanoggend, Here. En ons wil U verwelkom, Heilige Gees. Kom met U volheid en met U heerlikheid, Here. Breek die vestings van duisternis. Breek elke gees, Here, wat mense weer belas en mismoedig maak vanoggend, Here. Ons dankie, Vader, dat ons U kan loof en prys. En ons oë is op U alleenlik, die begin en vereinde van ons geloof. Dankie, Here, ons gee al die eer en al die aanbidding. Bring genesing vanoggend, Here. Bring verkwikking vir ons siele vanoggend, Here. Here, wek ons op in ons gees. Maak ons wakker, Here. Maak ons wakker om U te aanbid in Jesus se heilige naam. Ons gee al die eer en almal sê amen. En amen. Loof die naam van die Here. Weet jy, dit is so belangrik om saam te kom as 'n gemeente. Ek weet, baie mense verskoning gemaak en van ons mense het sommige getrek per naweek het hulle Bloemfontein getrek en van ons ander mense ook het 5 gesinne eintlik getrek aan 'n plekke toe na Viking en Benoni en daai plekke toe. Maar ons dankbaar dat julle hier is vanoggend om die Here se woord te hoor. Maar ons is so opgewonde oor die woord van die Here oor ons gemeente. Here doen wonderlike dinge in ons midde. En ek wil elke van hulle uitnooi om elke Sondag te kom die woord van die Here te hoor. Maar ten spyte van dit, weet jy, wie is diereliefhebbers hier so vanoggend? Jy hou van diere. Ek dink baie van julle hou van diere, né? My vrou is 'n diereliefhebber. Ek is ook diere, maar ek hou van 'n dier op 'n bord met aardappels en 'n bietjie rys en sous oor. Amen. Dis wonderlik. Ek hou van 'n dier op 'n bord. Maar prys die Here, my vrou is 'n baie diereliefhebber. En ons is so al die jaar terug so foksterre in aangeskaf. Hulle word ons gebore uit die staart. En die vee sê vir ons hy moet 'n rekkie in die staart sit en daardie staart laat afval. En ons vat die rakkie en sit op die dier se staart. En weet jy, dis baie keer so dat ons baie keer afgesny word van die teenwoordigheid van die Here, omdat ons nie deel wil wees van 'n liggaam nie. Ons wil net inskakel by 'n liggaam nie. Hierdie staart, as die bloedtoevoer afgesny word, die bloed vlieg met deur en suurstof kom nie met deur die staart nie, dan val die staart eenvoudig af, nou. En dieselfde met 'n gebrande vuur. As die kole nie by mekaar bly nie, as die kole nie inskakel by ander kole nie, as die twee knoppels weer apart gaan, dan word die kole baie vinnig koud, né? En dit word so vinnig koud. Ons moet in die vuur bly van die Here se teenwoordigheid. Ons moet die teenwoordigheid van die Here inskakel en deel is wat die Here hier sê en doen in ons binne. So dit is baie belangrik om jouself te gee en ook op te offer vir die dienste, om nie te wees om die Here te aanbid en te loof en te prys. Dan gaan jy nooit verkoud nie. Jy gaan altyd weet wat jy behoort aan iets wat die Here doen ook in jou lewe. Prys die naam van die Here. En dis waar jy opgewek word. Dis waar jy substansie ontvang van die Gees. Dis waar jy lewe ontvang wat die Here gee vir jou in jou lewe ook as 'n kind van die Here. So ja, as jy hierdie liefhebber is, dink aan die beginsel daarvan. Amen. Wat dit is dat jy self moet in die liggaam verbind wees. Amen. As jy nie liggaam verbind is nie, dan word jy sommer baie maklik koud en verrot, jy val af en jy sterf in die geestelik gesproke. Omdat jy nie meer in daardie plek is waar jy ontvang en hoor wat die Gees van die Here sê nie. Halleluja. Loof die naam van die Here. So kom ons kom in die woord van die Here vanoggend. En ek wil met julle praat vanoggend oor die Here op my hart gelê uit die gedeelte hier in die boek van Jesaja, hoofstuk 60. Jesaja hoofstuk 60. En dit gaan nie baie lank wees, want ek weet die Here wil nog iets sê en doen en 'n paar mense gesond maak vanoggend hier ook. Maar kom ons gaan na Jesaja 60 toe vanoggend in die woord en ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons daar. As jy by Jesaja 60 is, nou ek net jou vinnig daar, Jesaja 60, en gaan vinnig daar na Hebreërs hoofstuk 12 toe ook. Hebreërs hoofstuk 12, en ons kyk in Hebreërs hoofstuk 12 ook,
Wat sê die Here vir ons daar? Amen, dit is nog van die Here. Het julle spanne gewen vir naweek? Nie gewen nie. Myne het gewen nie. Maar hy sê dit is nie. Durf jy kom kyk vir ek, so hy sê hier in die woord van die Here. Terwyl ons so groot skaar het, vir gerus en kleines om ons, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons maklik omring. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof. Hy sê terwille van die vreugde wat hom aan die kruis vooruitsig was, die kruis verduur, sonder vir die skande daarvan terug te deins. Hy sit daar aan die regterkant van die Vader. Hy hou hom voor oë met so verhandige optrede van sondersdom verdraai, dat jy nie geestelik moeg word en uitstap nie. Amen. Die Bybel sê ons moet ons geloof op Jesus vestig. Die begin en einde van ons geloof. Ons geestelik moeg word en uitstap nie. Hoeveel mense is nie gevestig in hulle denke, hulle harte op die Here nie. Hoeveel mense sien nie meer die Here en dan skaam nie meer wie hy werklik is nie. Ek weet dit is baie belangrik om te weet, maar ons is die lig van die wêreld. Ons is die sout van die aarde. Ons is 'n stad op 'n berg wat nie weggesteek word nie volgens Matteus 6. En Matteus 6 sê dit baie duidelik, Matteus 5 praat ook daaroor, maar sê dit ons is 'n stad op 'n berg wat nie weggesteek word nie. Nou. En ons moet daardie stad wees vir die mense daar buite. Ons moet 'n stad wees wat 'n lig skyn van 'n berg af, wat die heerlikheid van die Here verteenwoordig van 'n berg af. En jy kan nie 'n stad wegsteek op 'n berg nie. 'n Stad moet skyn, 'n stad moet sigbaar wees op 'n berg is, bergbou is nou. Ons kan nie anders as om sigbaar te wees in die wêreld nie. En ek wil net graag daarby aansluit en vir julle Jesaja 60 lees vanoggend met die oog op wie die kerk van die Here Jesus is. Die kerk is wat die Here sê 'n lewende organisme of 'n lewende beweging. Die kerk is nie 'n dooie instansie nie. Die kerk is 'n lewende liggaam wat asemhaal, wat doen, wat beweeg, wat dinge vir die Here moet doen. So ek en jy is geroep om dinge te doen nou. Ek en jy is geroep om dinge te gaan vertel vir mense daar buite, om mense te lei na die Here toe. Dis wat 'n kerk moet wees. 'n Kerk moet lewe ervaar. 'n Kerk moet die gees van die Here ervaar. Ekskuus. Ek net vir hier. Wat is dit? En dis vir die kerk verteenwoordig. Kerk is 'n organisme en dit is 'n lewende ding. Dit is nie 'n dooie ding nie. 'n Kerk moet altyd die lewe van die Here ervaar en die hartklop van Jesus ervaar. Dis wat 'n kerk moet wees. En as dit binne in jou lewe, as jy dood is hier binne, moet die Here nuwe lewe stuur om jou op te wek. Hy moet jou uit 'n dooie plek uitroep soos Lazarus en sê, word wakker Lazarus, of kom uit die graf uit Lazarus en lewe weer. En dis die plek waar die Here aankom vanoggend te glo aan ons binne. Die Here roep jou tot lewe en nie dood. Die Here roep jou tot oorvloedige lewe en nie armoede en leemte en swaar kry nie. Die Here roep jou om oorwinning te hê in hierdie wêreld en nie noodwendig te staan en kyk dat alles om jou gebeur, maar niks gebeur in jou lewe nie. Maar die Here wil jou as 'n oorwinnaar roep in sy koninkryk om meer as 'n oorwinnaar te wees. Amen. En die Bybel sê vir ons is meer as oorwinnaars. Deur hom wat ons liefhet en ons die krag gee. Die Here roep ons tot oorwinnaars en nie mense wat nederlaag ly en dink jy is een wat verslaan is deur die duiwel nie, maar jy is meer as oorwinnaar vanoggend. In naam van die Here. Prys die naam van die Here. Ek gaan met julle praat vanoggend oor wat sit Satan onder ons voete. Wanneer jy oorwinnaar wil wees, moet jy oorwin. Jy moet werklik oorwin. Geestelik, emosioneel en op alle fasette van jou lewe moet jy oorwin. Maar wat behels om te oorwin werklik in die gees? Dit behels ek en jy saam met die oorwinnaar van alle oorwinnaars wandel. As ek en jy nie saam met die oorwinnaar van alle oorwinnaars wandel, die Jesus, wat oorwinning met dood, met hel, met sonde vir die kruis, oor alles getriomfeer het, kan ek en jy nooit die lewe lei wat hy vir ons bepaal het. So ek en jy moet oorwinnaars word. En die oorwinnaars wat die Here roep is mense wat die omstandighede gaan, maar nooit wat die omstandighede onderkry nie, maar die omstandighede is eintlik onder ons voete. Ons sit in hemelse plekke, ons triomfeer oor al die omstandighede. Vanoggend hierdie plek. Amen. En sê vir die persoon ons sê vinnig, jy's 'n oorwinnaar. Sê vir die persoon ons sê jy's meer as 'n oorwinnaar. Amen.
Kom ons maak 'n verklaring. Sê vir die persoon, ek is meer as oorwinnaar. Halleluja. Ek is meer as oorwinnaar. Kom ons maak 'n verklaring vanoggend. En sê dit vir die Here dat ek is meer as oorwinnaar. Nie net 'n oorwinnaar nie. 'n Oorwinnaar is iemand wat wen, né? Maar die Bybel sê jy is meer as oorwinnaar. Dit beteken jy oorwin elke keer. Jy val, as jy val, staan jy op en jy gaan aan jou oorwin weer. Dis wat die woord van die Here vir ons leer vanoggend. So hy sy naam. Maar kom ons gaan kyk in Jesaja 60 met die oog op wat die Here vir ons leer vanoggend. Hy sê kom, Jerusalem, laat jou lig skyn. Vir jou het die lig opgekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte op die aarde, duisternis by die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Ek het vir julle gesê, julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Die Here gee vir jou 'n titel. Hy gee vir jou 'n tipe van 'n identiteit, kom ons moet maar so. 'n Geestelike identiteit om vir jou te sê, maar jy is die lig van die wêreld. Jy is die sout van die aarde. Jy is 'n stad op 'n berg wat nie weggesteek word. En hy praat hier van ook 'n stad. Hy praat met ons hier. Hy sê kom Jerusalem, kom stad. Laat jou lig skyn. Hy praat nie hier met die ouens in Israel nie. Hy praat nie hier met die ouens wat nou daar by 'n muur staan in Jerusalem en weerklaag en briefietjies in die muur druk nie, ortodokse Jode nie. Nee, hy praat met ek en jy. Hy sê ek en jy is die Jerusalem. Ek en jy is die kerk. Hy praat profeties hier in Jesaja 60 en hy praat met die oog op Jerusalem wat die lig moet laat skyn in die wêreld. Ek en jy is daardie lig wat die Here wil laat skyn in die wêreld. Hy sê kom Jerusalem, staan op en laat jou lig skyn. Want die heerlikheid van die Here het oor jou opgegaan. The glory of the Lord has risen upon you. Hy sê die heerlikheid van die Here het oor jou opgegaan. Dis donker oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig en oor jou skyn sy magtige teenwoordigheid. Wie gee vir ons daardie lig? Die Here gee vir ons daardie lig. Hy is die lig van die wêreld. Hy is die lig wat gekom het. Johannes sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en hy is die lig vir die nasies. Maar die mense wil nie herken nie, né? So ons moet, wat hy sê eintlik is ons moet ons die lig volg. In die lig wandel, in die lig bly. Dan gaan ons lig begin skyn. Dan gaan ons lig verhelder word en ons gaan 'n roeping hê om 'n stad te wees, werklik 'n stad te wees met mure en met hekke. 'n Stad wat omsingel, né? Die beskerming van 'n stad is sy mure. En die beskerming van 'n stad, 'n groot stad is sy poorte, is sy hekke. En hier sê vir ons is daardie stad met poorte, met mure, met hekke. En hy vra volgende dag vir ons, hoe lyk jou hek volgende? Hoe lyk die hek waardeur die Here wil kom en jou stad kom besoek? Hoe lyk die hek of maak jy die hek toe vir die Here? Of sê Here, kom, laat die lig in my skyn, laat die lig my oorneem, laat die liefde my oorweldig, Here. En in daardie in die lig van sy aangesig nie, om dit te aanskou uit daai oogpunt, weet ons hoe die Here sê dat ek en jy is daardie stad, maar hy moet die stad kom verlig. Hy is die lig wat ons moet verlig, né? En as ons nie in die lig wandel nie, kan ons nooit deel aan die lig hê nie. As dit duisternis wandel, is dit deel aan die lig nie. Maar kom ons gaan net verder met die woord van die Here vir ons leer. Hy sê, jy en ek moet opstaan. Hy gaan in vers 18. Hy sê, daar sal nie meer gehoor word van geweld in jou land nie, of van ondergang en verwoesting binne in jou grense nie. Maar jy sê jou mure noem redding, en jou poorte sal jy noem lof. Jou poorte, jou hekke word lof genoem. Ek moet julle praat vanoggend oor die lof van jou lewe, die aanbidding van jou hart voor die Here. Want dis die grootste ding wat 'n kind van die Here moet leer, is om die Here te aanbid. As ek en jy nie aanbidders word van die Here nie, en die koning nie kan aanbid nie, gaan ons nooit triomfeer nie. Gaan ons nooit vrede in onsself hê nie. Hy sê hier, hy sê, daar gaan nie meer geweld wees in jou land nie. Daar gaan nie meer ondergang en verwoesting binne jou grense wees nie. Jy sê jou mure noem redding en jou poorte sal lof genoem word. Die mure is jou redding. So Here sê, ek red jou met die mure wat ek om jou lewe bou. Redding is jou mure. Hy praat van 'n helm van verlossing, in Efesiërs 6. Hy praat van dit, want hy sê dit is 'n manier om jou gedagtes te beskerm. Dis 'n beskerming vir jou gedagtes. Maar hy gaan verder en hy sê vir ons,
Die mure is jou redding. So die Here wil mure om jou stad plaas, om jou hart plaas, om jou lewe plaas. Hy wil mure om jou staat nie kan kom en oornag nie oorweldig nie en met negativiteit jou bombardeer nie en jy kom aanval en jou verpletter nie vernietig nie. Wat is daai mure? Die mure is jou redding. Die mure is sy bloed wat gestort is in die kruis. Die mure wat hy bou om jou lewe is sy verlossing vir jou in jou lewe. Die mure is die vestings wat hy opwerk in die veld in jou lewe. Elke negatiewe suggestie, elke probleem, elke pyn, elke negatiewe ondervinding, wat hy kom en hy wil mure bou teen dit in jou lewe. Hy wil jou insluit, hy wil jou beskik, hy wil jou beskerm. Maar hy sê, hy wil jou poorte lof, poorte van hof, sê die Here, vir ons hier in ons lewens. Hy sê, daardie stad wat ek oprig die laaste dae, hierdie kerk, hierdie mense wat ek oprig die laaste dae, gaan mense wees wat lof het in hulle poorte, wat lof in hulle hekke het. Hierdie lof is die lof wat hy vir ons gee in ons harte, om die koning van die konings te verheerlik en om te eer. As ons nie lof het ons nie poorte wat oop is vir die Here nie. Want die poorte is poorte van lof. So, waar begin jy om die heerlikheid van die Here te ervaar? Waar begin jy om die koning van die konings uit te neem en om te verheerlik? Kom ons net by Jesaja 62 vanoggend. Ek wil graag vir julle wys in die woord van die Here. Hy sê, ter wille van Sion sal ek nie swyg nie. Ter wille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie, totdat daar vir hom redding kom en deurbreek soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Die nasies sal dit sien dat jy gered is, Jerusalem. Al die konings sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Ek hou van dit wat die Here sê. Die Here sal jou kroon met 'n sierlike kroon in sy hand. Jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou. Jy sal nie meer verstote vrou genoem word nie. Die land sal nie meer verlate lê nie. Hy sê jou redding gaan deurbreek. Nou jou redding gaan deurbreek soos 'n fakkel wat brand in die aand. 'n Fakkel wat verlig is in die aand. 'n Groot lig wat almal kan sien van ver af. 'n Fakkel wat helder brand. Jou geregtigheid, sê die Engels eintlik. Die Engelse vertaling sê jou geregtigheid gaan brand soos 'n fakkel. Dit gaan aanhou brand en aanhou vuur gee en aanhou lig gee. En dis waar die Here ek en jou wil inlei, in 'n plek van verligting, 'n plek waar ons die lig van die wêreld kan wees. Maar hy wil sy stad roep, hy wil sy stad oprig in jou lewe. Maar die poorte moet lof wees en die mure moet beskutting wees, verlossing wees. As ek en jy 'n stad wil wees vir die Here, dan moet die poorte jou hekke, soos Openbaring ook dit noem, in Openbaring 20 sê, dat die hekke word van parels gemaak. Nou, parels. Parels is kosbars. Dit vat omtrent 2 tot 3 jaar om 'n parel te vorm. Nou, in die oester. Hoe word 'n parel gevorm? Wie weet hoe word 'n parel gevorm? Hy dames en parels sê, dalk het jy nie regte parels nie, maar 'n parel word gevorm deur krapperigheid. Nou, irritasie. Irritasie. Dinge wat baie keer in jou lewe kom, irriteer jou. Dinge wat baie keer oordadig in jou lewe en dit maak jou kwaad, dit maak jou onstuimig in jou lewe, dit maak jou, dit krap jou om met jou bruste. En daardie dinge is iets wat parels vorm. En 'n oester laat 'n sandkorreltjie toe nou om in te kom. En as hy sandkorreltjie sal hy toelaat om hom te krap en om te irriteer. En om baie keer so te irriteer dat hy iets vorm waar hy sandkorreltjie het, probeer eintlik uitskuif. En dan vorm hy 'n parel wat 2 tot 3 jaar vat. En as ons hekke parels moet wees, beteken dit die omstandighede wat ons irriteer, moet ons oorwin. Die omstandighede wat in ons lewens probeer heers, moet ons hanteer op 'n manier, sodat die probleem maak jy 'n parel. Iets besonders wat die Here kan gebruik in jou lewe. Sien, baie kere gee ons op en ons sal die sandkorreltjie wil uit ons lewens uit, ons wil die sandkorreltjie uitspoeg, en ons wil die sandkorreltjie uit, nie in ons lewens en ons krap en ons irriteer nie. Nou, maar ons weet nie, dit vorm 'n parel uit ons nie. Die blywende dinge wat die Here bring in jou lewe is dinge wat parels voel. Dis dinge wat jou dalk krap en irriteer vandag, maar by die lang duur bring dit 'n juweel na vore. Dit bring substansie, dit bring krag in jou lewe, dit bring iets wat die Here kan gebruik in jou lewe.
Dit wat jy nou irriteer, moet slaap raak vir die ding wat jy irriteer nie. Moet slaap raak vir die ding wat jou nou krap in jou lewe nie. Moet nie sê, Here, laat die doring uit my vlees verdwyn. Die Here sê vir Paulus, hy sê ja maar, hy sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Het 3 keer gebeur dat die doring uit jou vlees verwyder moet word, maar my genade is vir jou genoeg. My genade is daar vir jou. So nie ontslaap raak net vir die dinge, die probleme en die omstandighede in jou lewe nie. Deel met dit in jou lewe deur die krag van die Heilige Gees. Die vra die Here om jou elke dag toe te rus en jou parel te maak vir sy koninkryk. Maar waar kom ek vandaan? Waar kom ek vandaan dat poorte vol lof kan wees? As jy poort nie vol lof is, kan jy poort nie 'n parel wees. Met ander woorde, as jy poort altyd murmureer en kla, kan dan nooit die heerlikheid van die Here in jou hart manifesteer. Die heerlikheid van die Here kan nie aan jou opgaan en jou opgerig word nie, as jy nie 'n lof en 'n binne in jou hart het vir die Here. Kom ons kyk daar net vinnig in Psalm 100. Psalm 100 met die woord van die Here. En hy sê vir ons in die Bybel wat hy bedoel daarby. Dis die juig en eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, ons sy volk en sy eie kudde. Gaan sy poorte in met dankliedere, gaan sy hekke in met danksegging. Gaan sy poorte in met danksegging. Ek hou van dit, hy sê hier, wees dankbaar in die Here. Juig en jubel voor die Here. Gaan sy poorte in met danksegging. Met ander woorde, ons stop baie keer en ons murmureer en ons kla. Dan kan jy ook die poorte van die Here betree nie. As jy en ek negatief is, en ons sê nooit dankie vir die Here vir dinge in ons lewens nie, en ons murmureer en kla oor dinge, en ons sê, ja, kyk hoe ek die land, kyk hoe ek die ekonomie, kyk die beerdkrag, en ons begin kla oor die dinge, dan maak ons negatief en ons poorte bly gesluit vir die Here. Het maak ons negatief om nie in te stap in die stad. En hy sê, gaan sy tempel in met lofsange. Dan kom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou dien van geslag tot geslag. Amen. Sy trou is van geslag tot geslag by elkeen van julle wat vanoggend hier is. Hy is getrou in homself. Maar ons moet die getrouheid van die Here ontgin amper as ware in die tempel, in die poorte van waar hy ons toelaat. En ek hou van die woord van julle sê, hef julle poorte op dat die koning van die heerlikheid kan inkom. Hoe gaan die koning van die heerlikheid inkom as ons nie ons poorte met lof bekleed nie? As ons poorte nie met lof en danksegging bekleed is nie, hoe gaan die koning van die konings in ons harte kan heers? As ons heeltyd kyk na omstandighede en begin negatief praat oor die omstandighede, begin murmureer en begin die selfs kwaad word vir die Here daaroor, dan help dit ons niks nie, ons word frustreerd. Maar as die Here toetree in ons hart en ons poorte, ons lig die poorte vir die Here op en sê, Here, U is welkom my poorte, Here, kom en vorm 'n parel met poorte, dat die koning van die heerlikheid kan inkom, dat die koning altyd welkom kan wees in my hart, dat die koning altyd sy heerlikheid kan bevestig in my lewe. Die koning van die konings, die Here van die heerlikheid, wil in jou poorte heers. Hy sê, hef jou poorte op. Hef jou op dat die koning van die heerlikheid kan inkom. Maar die koning van die heerlikheid staan baie keer buite ons poorte. Want ons laat hom nie deur aanbidding en lof en danksegging om deel te wees van ons poorte nie. En wanneer ons, dis so wonderlik dat ons begin aanbid en loof en prys. Dis so wonderlik dat ons die Here begin dankie sê vir sy heerlikheid en sy liefde en sy genade elke dag in die oggendse koor ons sê dankie Here vir my lewe. Dankie vir my man, dankie vir my kinders. Begin die Here te aanbid, begin hom te loof en te prys, sy goedheid en sy krag en sy heerlikheid waarvoor elke oomblik in jou lewe daar is. Hy is daar vir jou. Hy is daar in elke oomblik, elke minuut, elke sekonde van die dag vir jou. So wat ons moet doen is sê dankie vir die Here. Dankie Here. Jesus moes dankie sê baie kere en die Vader aanbid vir die graf van Lazarus staan. Hy sê, Vader, ek dankie dat U my altyd verhoor. En toe kom Lazarus in die graf gestaan. Dit begin met danksegging. Dit begin met danksegging. Amen. Die oomblik toe hy die brood met vermeerdering vir die 5000, hy sê, dankie Vader, die Bybel sê, hy het gedank en die brood begin uitdeel en die brood en die vis vermeerder. Sien, alles gebeur met 'n danksegging. Dis die beginpunt van jou geloof, is
danksegging. Danksegging, sonder danksegging kan jy nie 'n poort van lof hê en 'n poort waar die Here wil optree in jou lewe en 'n poort waar die Here jy wil dinge laat in beweging bring vir jou in jou lewe nie. 'n Poort is 'n plek van toegang. Is 'n plek van ingang en uitgang. 'n Hek is 'n plek waar dinge moet deurgaan. Transisie, 'n plek van in Engels 'n transition. 'n Plek van 'n middel tot waar dinge in en uit moet beweeg in jou lewe. En sonder 'n poort wat oop is vir die koning van heerlikheid, kan ons nie die heerlikheid van die Here ervaar en gee en wys nie. En die Here wil ons oprig om lig te wees, om die lig te laat skyn daar buite, om ons moet ons poorte oopplaat en die koning van heerlikheid se lig kan laat skyn in ons harte. Hierdie gedeelte waar jy sit, hierdie geesgedeelte van jou, is 'n stad. Dis 'n stad waar die Here wil kom bekend met heerlikheid. En ek en jy is die heerlikheid van die Vader. Ons dra sy heerlikheid. Hy sê vir ons in die boek van Kolossense 1:27, Christus in ons is die hoop vir alle heerlikheid. Ek en jy is die hoop vir alle heerlikheid vir die Here. Ons dra die heerlikheid van die Here. Ons dra sy teenwoordigheid in ons lewens. Ons dra sy substansie, sy liefde, sy genade, sy genesing vir mense daar buite. Ja, die woord van die Here sê vir ons, gaan uit na die uithoeke van die aarde, verkondig sy naam. Maar wat sê hy vir hulle, disippels in die boek van Handelinge 1? Hy sê vir hulle, wag in Jerusalem, totdat julle bekleed word met krag. En dan gaan jy uit na Judea, na Samaria, Jerusalem en dan die uithoeke van die aarde. Dit begin by Judea. Dit begin hier in jou stad vanoggend. Judea, in die stad van jou vanoggend. Dit begin hier. Hy sê, gaan kry die krag van die Heilige Gees hier binne. Laat die Gees van die Here jou lewe vul. Laat die substansie van die heerlikheid van die Here die lewe oorheers en oortref. En dan word jy 'n stad vol heerlikheid. As die liefde van die Here hier heers, dit vloei deur jou, jy word 'n poort van lof vir die Here. Dan kom die koning van heerlikheid, hy besoek die stad en hy transformeer die stad en hy laat sy heerlikheid uit die stad uit voortvloei na die ander streke te Judea, Samaria, Jerusalem en die uithoeke van die aarde. Baie keer om mense eers uithoeke van die aarde te gaan. Nee, dit begin by Judea. Dan Samaria, dan Jerusalem, dan die uithoeke van die aarde. Sê die volk van julle is anders dan. Hy wil hê ons moet onsself bekleed met sy liefde, sy genade, sy heerlikheid, sy krag in ons binneste, om die mense te kan toerus met sy heerlikheid, of vir 'n ou daar op straat sommer te sê, die Here is lief, jy kan dit bid vir jou siekte, of vir 'n ou spaar te sê, oor die Here sê so sê die Here, en hier ook 'n stem te wees, daar was dit die meeste nodig uitkom in ons lewens. Die stem van die Here word nie meer gehoor uit ons lewens uit ons harte uit nie, want ons word nie poorte van sy lof nie en sy heerlikheid nie. En oral waar die Here se lof besing word, daar daag die Here op. Die Here hou van lof, hy hou van aanbidding, hy hou van dankbaarheid, want dis waar die Here tuis voel. Die Here word aangetrek deur lof van aanbidding. In die boventrek, dan hoor 20 mense by mekaar in die boventrek, word die plek geskik met die heerlikheid van die Here, die Heilige Gees kom en daarop mense neem met tonge van vuur, en wat hulle gedoen? Die Bybel was eendragtig by mekaar, hulle het lofliedere gesing vir die Here, hulle het die Here aanbid, hulle het hom geloof en geprys, en dis waar die Here opdaag. Dis waar die Here sy winde laat vaar. Dis waar die Here sy vuur begin manifesteer. Dis waar die Here dinge verander in jou lewe as jy net loof en prys. Maar baie keer kyk ons na omstandighede en die valse geesies in ons lewens kom en die veld sê vir ons, kyk hoe onmoontlik lyk dit daar buite. Kyk hoe lyk die situasie nou, is onmoontlik vir jou. En dan begin jy aanbidder word van die Here. Dan kom jy in stryd met alles wat die vyand vir jou probeer wys in jou lewe. As jy begin die Here loof en prys, ek en jy as kinders van die Here, dan kom jy in stryd met alles wat die vyand probeer gooi teen jou lewe. Want dan sê jy eintlik vir die duiwel, ek sal die Here loof. Ten spyte van my omstandighede, ten spyte van my probleem, ten spyte van hoe die situasie nou lyk, ek sal dit verander deur te loof en te prys en te juig en die koning bo alle konings op te lig en te sê jy maar heilig, heilig, heilig. En kom ons verheerlik sy heilige naam. Amen. En dis waar ek en jy onsself bevind elke dag in ons lewens om die Here te loof en te eer. Deur aanbidding in ons harte, lof op ons lippe. Ons lippe altyd wy aan die Here en sê Here, ek loof U, ek eer U, ek prys U in my lewe. Verhoog hom, laat hom verheerlik word in jou lewe.
Moenie toe dat die vyand kom en sy gees bring in jou lewe en jy gee op danksegging. Dis die grootste geheim eintlik vir die kerkwêreld is om oorwinning te hê in die feit dat ek en jy dankbaarheid in ons harte het. Dat as die Here kan eer en loof, ten spyte van die dinge, die Here eer dit baie hoog. Want mense om dankie sê, want die mense om eer, ten spyte van die situasie waar ons self bevind. Ons wil elke dag mense kla. Ons wil elke dag mense bemereen en sê, ja, maar dit is daai persoon, dit is hierdie ou klant klaar. Ek kan net nie maar uitspreek en al die dinge van so maar. Weet jy, al die dinge wat gebeur in ons lewe, maar ons gee dank aan die Here nie. Ons kom by sy voete uit, ons gee die Here nie. Ons harte is nie ingestel om die Here te loof nie. En mag hier ons hart om 'n plek te begin om hom weer te eer. Om weer dankie te sê vir alles wat hy gedoen het vir ons in die kruis. Begin daarmee. Begin by danksegging in die kruis. Begin by danksegging wat hy vir ons klaar beteken het. Begin jou lewe terug en sê, Here, my lewe, my poort sal ek oprig vir die koning van die heerlikheid. Ek wil 'n parel vorm in my lewe. 'n Parel waar die koning van die heerlikheid kan optree. Jerusalem is 'n stad vol van die heerlikheid van die Here. Weet jy wat gebeur as jy die Here loof op so 'n wyse in jou lewe? Jy begin in 'n plek te stap met die Here waar die danksegging van jou lewe jou begin besingel. Dit begin 'n vesting word om jou lewe. Dit begin mure vorm om jou hart waar die vyand nie kan kom en negativiteit saai en vernietiging bring in jou hart en jou lewe nie. Dis waar die Here elkeen wil hê, waar ons wandel, is dit die woordigheid. As ons net kyk in Romeine hoofstuk 15, hoofstuk 16, ekskuus. Romeine hoofstuk 16 sê die woord van die Here vir ons hieroor. Dankie Here. Ons sê Romeine 16 hier, vers 20, hy sê, God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder die voete verpletter. Amen. Hy sê, God wat vrede gee, sal Satan spoedig onder die voete verpletter. Die Here wat vrede gee vanoggend vir ons. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan nooit vrede aankondig in jou omstandighede as jy nie self vrede het. Ek en jy kan nie met vrees hier binne lewe. En die vyand kom en val jou aan. Maar op die einde van die dag het jy nie vrede om alles te oorwin nie, want vrede oorwin alles. En die vyand weet dit. Met ander woorde, as jy die Here begin loof en prys in jou lewe, skiet die Here vrede binne in jou hart. 'n Vrede kom in jou binneste wat alles betref, alles oorweldig. Jesus prins van vrede kom en hy staan op 'n boot, die storm kom teen hom en hy sê, vrede, wees stil. Hy sê vir die storm, vrede, wees stil. En die storm bedaar dadelik. Hoekom? Want die koning het opgetree en die boot opgestaan. Hy het die storm stil gespreek en die storm moes bedaar, want vrede was in daardie boot. Amen. Vrede was met hulle. Vrede was die regte oor die omstandighede. En as die Here vrede bring in jou lewe, dan bring hy dit binne in jou hart en jou poort. En dan word jy vol vrede. Jou lewe is vol met vrede en geloof en jy word oorwinnaar in die omstandighede want jy wandel in vrede ten spyte van die versoekings en die omstandighede, die onstuimigheid daar buite en die vrede wat alle verstand te bowe gaan en jy wandel daardie plek van vrede voor die Here. En daardie vrede kan niks oorwin nie. Die Bybel sê daardie vrede wat die Here verteenwoordig, sê die God van vrede sal alles onder die voete verbrysel. Hy is 'n Satan se mag onder die voete verbrysel. So die duiwel wil nie hê jy en ek moet vrede hê nie. Hy wil nie hê ek en jy moet die Here loof en prys nie. Hy wil nie hê ek en jy moet opstaan in geloof en die substansie van die Gees van die Here en die Here loof en prys in ons harte nie, want hy weet dan gaan jy vrede hê in jou lewe. En as jy dan vrede van die Here beleef, ervaar jy die oorwinning van die Gees van die Here. So daar waar jy in die huwelik is, daar waar jy by die werk is, begin dankie te sê vir alles. Maak nie saak wat die omstandighede vir jou wys nie. Begin dankie te sê vir die Here. Sê Here, dankie vir die omstandighede. Dankie Here dat ek kan eer in my lewe. Dankie Vader vir my werk. Dankie Vader vir my baas. Begin dankie te sê vir die Here. En baie kere mis ons dit, ons danksegging in ons hart ontbreek. En die omstandighede word te veel vir ons. Want die vrede van die Here het nie ons poorte in. Maar die Here wil vrede bring binne vanoggend. In mense se harte en se lewens.
dat die vrede van die Here jou oorweldig. Dat help jy gaan te keer en stuur SMS uit. Amen. Help jy gaan te keer en begin mense aan te vat met dinge nie. Nee, begin die Here te loof en te prys, begin om te eer. Die geveg behoort aan die Here. Ek wil net vinnig neem na die gedeelte in 2 Kronieke, hoofstuk 20 ook in die woord. Waar die Here vir ons leer wat vrede is, nou. En kom ons gaan kyk in 2 Kronieke 20 net vinnig. En die Here wys ons hier in sy woord oor dat Josafat ook baie kere gebuk was onder gevegte en veldtogte teen hom gesmee was. Die vyand het baie keer gekom om te probeer oorweldig, om te probeer oorwin, om uit te dryf uit sy land uit. Maar ons sien nie wat doen Josafat. En Here sê vir Josafat hier in hierdie gedeelte, in 2 Kronieke 20, hy sê in vers 21, Josafat sien, hy sien Moabite na hom toe kom, hy sien Ammoniete na hom toe kom, hy sien Moabite na hom toe kom op pad, die hele oorlog na hom toe. En hy sê, Here, hierdie geveg kan ek nie wen nie. Hierdie geveg is nie myne nie, Here. Ek weet nie hierdie geveg te oorwin nie. Ek weet nie hierdie stryd te stry in my lewe nie. En baie keer voel julle nog so in julle lewens en voel, Here, hoe gaan ek oorwinning kry oor my omstandighede? Waar begin dit, Here? Hoe kan ek by 'n plek kom, Here, waar ek die omstandighede nie aanskou in my lewe nie? Want elke keer is dit daar, dit tuister jou hart, tuister jou lewe, jy word negatief ingestel. Maar elke keer is dieselfde wat herhaal in jou lewe. En dis baie mense wat jy sit vanoggend, wat dieselfde homself herhaal vir jare lank in jou lewe, en jy kan net nie oorwinning kry daarin nie. En hier om vanoggend vir jou sê profetiese woord vanoggend, deur hierdie woord, en sê vir jou, begin die lof en die aanbidding vir die Here te gee. Begin deur te breek in jou hart en jou gees, met aanbidding en met lof in jou hart, in jou lippe. Moenie toe dat die vyand kom, en jou hart vertroebel die negativiteit nie. Want die oomblik as jy nie met dankie sê vir God nie, is jou hart vertroebel die negativiteit. En wanneer jy die Here loof en prys, dan verstaan jy elke suggestie van die vyand. Jy verstaan elke suggestie van duisternis in jou hart en jou lewe. As die vyand begin aanspreek en aanbidding voor die Here, dan vlug hy, dan begin hy vlug. Amen. Hy begin vlug te slaan wanneer mense hom loof en prys. Ek onthou, julle rukkie terug, bel my 'n jong man, is demonies beset, hulle sê, kom asseblief pastoor kom help. Dan stap hy die erf in, en die jong man sit onder 'n ou groeste kar, en hy kyk met soeke groot oë na my, toe kan instap by die erf. En hy grom so beer, letterlik so beer, en hy probeer die Here vervloek, hy probeer die Here Jesus heeltyd vloek, en hy probeer heeltyd onsedelike aantuigings maak teen die Here en sy heerlikheid. En ek stap daarin, en my vrou was saam met my gewees dink ek daar aan, en ons stap by die hek in, en my vrou, ek sê vir my vrou, begin die Here te loof, begin die Here te aanbid, en die lewe begin die Here net te loof en te prys en te aanbid, en die atmosfeer van daardie heerlikheid val op daardie jongen. Hy is onder die kar, hy kry weg vir die heerlikheid van die Here. En hy kom uit die kar uit gehardloop en hy hardloop binne in die huis, en in die huis kom, staan hy agter 'n potplant, hy skaal agter 'n potplant. Geef hulle die palms in die huis. En ek kyk so groot oor na my. En al wat ek doen is, ek sê, dankie Jesus, vir die heerlikheid in die plek. Dankie Here, U triomfeer oor duisternis. Dankie Here, U die oorwinning behaal deur die bloed, Here. U opgestaan uit die dood, Here. U lewe gebring in oorvloed vir elkeen van ons. En ons begin die Here te loof in daardie plek. En ek sê vir hom, kom uit daai plant uit, kom agter daai plant uit, in Jesus naam. En die duiwel moet luister, kom, in die naam van Jesus, hy kom na my toe. En ek sê vir vrou, hoor die Here, die Here te aanbid en te loof en te prys. En ek gryp die ou se nek, ek gryp hom en ek omhels hom. Ek sê, Jesus Christus is Here, en hy is lief vir jou. En net dit, toe ek hom sê, die Here is lief vir jou. Toe val die krag op daardie jongen. Hy val op die grond, die duiwel kom uit hom. Ek het nie gesê, kom uit die naam van Jesus nie. Ek het nie gesê, kom ons gaan bevrydingssessie vir 2 ure lank nie. Nee. Ek het net vir hom gesê, die Here is lief vir jou. Maar met die atmosfeer van vrede, met die atmosfeer van liefde, met die atmosfeer van oorwinning het ons ingestaan. Sien as die verskil. Wanneer jy 'n ander atmosfeer beweeg, dan is dit strydig met al die ander atmosfere wat die Vader weer bring in jou lewe. En as jy aanbidding en danksegging het in jou hart, dan kom die pieces van die veld neer wat in jou staan in jou lewe.
Daardie fees moet pad gee omdat jy aanbidder van die Here is. Dan maak jy die poorte oop van jou hekke en jy sê dat die koning van heerlikheid inkom. In al die omstandighede, elke situasie wat jy trotseer in jou lewe, dankie Here vir my voorsiening, al het jy nie voorsiening nie. Die vyand sê vir jou, kyk ek leemte. Die vyand sê vir jou, kyk jy siek in jou liggaam. Die vyand sê, kyk hoe gaan dit met jou kinders, hulle is nie gered nie. Maar jy sê iets anders. Jy begin die God van Abraham, Isak en Jakob aanbid. Jy begin die God aan te roep wat hemel en aarde geskaap het, wat die woorde van sy mond nooit sal vaar nie, wat nooit sy werk en sy hande sal vaar oor jou lewe nie. Jy begin om te loof en te prys. En dan begin sy heerlikheid val en neerdal in jou midde, in jou hart. Jy poort is oop en die lof van die Here kom in en die heerlikheid van die Here vloei deur jou lewe. Dis waar ek en jy ons krag vandaan kry. Want dan prop jy in 'n 50.000 volt stasie in. Die het 240 volt by die huis nie. Dan plak jy in 'n kragstasie in wat onbeperk, onbepaald is. Amen. Dit sal altyd vloei. En dan word jy ook kragtig in die Here, want jy kom in die atmosfeer van aanbidding en lof. En dis wat by die engele gebeur in die hemel. Die engele hou van lof en aanbidding. Hulle aanbid die Vader en die Seun en die Heilige Gees 24 uur 'n dag. Daar is nie tyd in die hemel nie, daar is geen tyd daarbo nie. So jy aanbid enigiets wat jy vra daarbo, word onmiddellik vir jou gegee, daar is geen tyd beperk nie. Hoe kom ons by daardie plek uit? Kom ons sit poorte in met danksegging, sy voorhoewe in met lof. Sy tempel in met lof. So begin jy dit te loof, sê, loof die Here, hy is goed vir my. Al lyk dit nie of daar iets is wat gebeur in jou lewe nie, begin jy dit te loof. Loof die Here permanent in jou lewe, en dan, uit sy troonkamer, uit sy tempel uit kom besoek jy. En dis die atmosfeer waarin ek en jy wil wees, nou. Want die oomblik as jy in daardie atmosfeer is, van aanbidding en lof vir jou hart en lewe, dan vra die Here dadelik iets en hy doen dit dadelik vir jou. Daar is geen vertraging dan in die hemel, in die hemelse plekke nie. Daar is geen tyd gekoppel nie, want jy is in die tempel. Jy is in die allerheiligste. Jy is in die heilige van die heilige voor die Here. En in daardie plek antwoord hy onmiddellik gebede. In daardie plek is niks onmoontlik vir die Here nie. So daarom ons kan ons hart ons gedagtes rig op dit wat die Here sê. Deur sy woord vanoggend en hy sê vir ons hier Josafat met die volk 'n oorlog gepleeg en toe die sangers wat plek inneem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere en Here geloof met die woorde, loof die Here as 'n liefde sal geen einde nie. Dis 'n wonderlike gebed om te bid vir die Here. Loof die Here en sê liefde sal geen einde nie. Amen. Hoe vir ons sê vir die Here, aan jou liefde sal geen einde nie, Here. Aan jou liefde sal geen beperking nie, Here. Die liefde is vir ewig in my lewe. As die Here begin loof is 'n liefde en jy word 'n sanger wat voor die oorlog ingespan is, sien die gewapende mense was nie vooringestel nie. Josafat sê dat die aanbidders voorstaan. Dat die wat bereid is om Here te loof en te prys, voorstaan. Ek bedoel, hulle gaan in die oorlog in en hulle prys die Here, die ouens wat voorloop prys die Here. Nie die ouens wat agter is met die wapens nie. Die gewapende ouens is agter, die ouens wat aanbid is voor. Hulle trotseer die vyand heel eerste. En hulle begin die Here te loof en te sê, loof die Here se liefde is geen einde nie, en hulle kom in die plek waar die atmosfeer van die Here almal bedaal, dat die Here oorlog spel, word bekleed met die heerlikheid van die Here. Die Here oorlog spel, die Here val op daardie vyande van hulle, van Josafat, en die Here begin die vyand te mekaar te laat beglei. En die vyand verweldig mekaar, omdat die Here optree in die situasie, omdat hulle die Here uitgenooi het deur aanbidding. En ek hou so van die Here wat hy vir ons sê in die woord. Ek is lief vir die Here oor die feit dat hy sê vir ons, hy sê vir Gideon self, hy sê Gideon, die geveg behoort aan my, staan net stil en sien die oorwinning wat ek vir jou gebaal, Gideon. En wat doen die Here? Hy geveg die geveg vir Gideon, maar hoor weet jy wat is wonderlik van die Here? Hy kom terug na Gideon toe. En hy sê vir Gideon die volgende, hy sê Gideon, jy is 'n magtige held vir my. Jy is 'n magtige kryger met teenwoordigheid, Gideon. Maar Gideon niks gedoen nie, hy het nie geveg nie. Al wat hy gedoen is sê, Here, ek loof U, ek eer U, ek prys. En dan sê die Here vir Gideon, jy is 'n magtige held. So wonderlik is die Here, hy sê, jy is 'n magtige held wanneer jy my loof en prys. Nie wanneer jy probeer veg nie, en jy het krag weer staan nie, maar jy is 'n magtige held
wanneer jy by beginsels van die woord gehoorsaam, is jy magtig help. Gehoorsaamheid is dit wat ons vir die Here bring. Wanneer die Here sê, loof my, die Here sê, prys my, die Here sê, eer met alles in jou lewe, dan moet ons dit doen. Ons moet die Here loof en prys. Ons moet vir sy aangesig gekom het gejuig. Ons moet die Here aanbid met alles in ons harte. Ons moet aanbidders word van God. Die Here soek aanbidders. Die Here soek mense wat kan triomfeer oor magte van duisternis deur aanbidding. En wanneer ons aanbid, word ons daardie krygers, daardie weermag van die Here wat in gelid masseer. En ons gaan links regs, dan kom ons in die ritme van die Gees. As 'n ritme in die Gees wanneer jy aanbidder word van die Here, jy kom in die ritme van die Gees, jy kom in die ritme van die hemel. Die hele is sekere klank en 'n ritme. Amen. So maar as ons 'n drom moet vat vanoggend, maak net dit ons doen. Maar kom ek probeer ritme doen hierso. Dis 'n ritme, hè? En dan kom ons in 'n ritme. Dit klink amper soos die Cocos-eilande. In Swetsie, maar in elk geval, ek het beweeg doen daar. Maar prys die Here, jy kom in 'n ritme. Jy kom in 'n ritme, jy begin die klank van die hemel ervaar. Jy begin in ritme te wandel met die Here. Dinge gebeur in jou lewe omdat jy die ritme van die hemel ervaar, die klank van die hemel ervaar. En jy weet wanneer God iets sê. Jy weet wanneer God wil optree. Jy weet wanneer God iets wil bekend maak, want jy is in 'n ritme. Jy is in die klank van die hemele. Jy hoor nie meer die klank van die aarde nie, want jy word 'n aanbidder. Die klank van die aarde verkwyn in jou hart en jou lewe. Want al wat jy hoor is die ritme van aanbidding, die ritme van lof, die ritme van juig, die ritme van eer vir die Here. En dan gaan die hemele oop vir jou. Dan begin dit meer op jou lewe. En dis wat ons moet bekend maak vir elkeen vanoggend, wat die Here vir my op my hart gelê het. Ek voel net dat die Here wil regtig ons aanbidders maak. En weet jy wat sê die woord van die Here hier? Op die 4de dag het hulle 'n samekoms gehou in Lofdal. In Lofdal. Hulle het na die oorwinning, het hulle samekoms gehou in Lofdal. Hulle die Here daar geloof. Daarom noem hulle die plek tot vandag toe Lofdal. In die dal waar Josafat oorwinning gehad het. Toe sê hulle, nou is in die plek Lofdal. En ek ervaar die Here sê dit vanoggend vir elkeen hier. Bring die Here gaan jou omstandighede, jou dal verander. 'n Dal is 'n plek van nederlaag. 'n Dal is 'n plek van, dis nie 'n hoogteplek nie, dit is 'n plek waar jy op die laagste voel partykeer. Dit is nie voorstel om 'n lofdal te wees nie. Dit is voorstel om 'n laagtepunt te wees in jou hart en jou lewe. Maar kom ons maak ons dalle lofdalle. Kom ons begin en sê, Here, maak hierdie dal vir my, hierdie vallei vir my waar ek myself bevind. Hierdie plek waar ek op 'n laagste is in my lewe, wil ek dit 'n lofdal noem, Here. En hierdie lofdal word dan die heerlikheid, die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Here wat in jou lewe optree. En dan kan jy duiwels op vlug laat staan. Dan kan Satan sy kloue van jou finansies begin afhou. Dan kan Satan begin op vlug staan, want jy is in 'n plek van lof, al is jy in 'n dal, al is jy in 'n laagteplek, nie op 'n bergtop nie. Sien baie kere nou is dit vir die Here te aanbid as ons op bergtop is. Ek voel ek kan die Here loof. Ek voel ek is op 'n berg. Ek voel ek het oorwinning. Ek staan op 'n plek. Maar wat van die dalle in jou lewe? Wat van die dalle wat jy vergeet om die Here te loof en te prys? Wat van die laagtepunte in jou lewe wat jy vergeet het om werklik die koning vas te hou, en sy kleed vas te hou en sê, Here, ek sê nie laat gaan tot jy my seën, Here, soos Jakob gesê. Here, ek sê nie laat gaan. Ek sê nie vashou, Here, tot jy my seën. En Jakob was ook by 'n plek waarop sy laagste punt was in sy lewe. En die Here sê, Jakob, nou noem ek jou Israel, prins met my. Want ek het met jou geworstel. En aanbidding is baie keer 'n worstel. Aanbidding is baie keer 'n geveg. Maar as ons in aanbidding bly wandel, bly dankie sê, bly die Here eer en loof en prys, dan word die geveg die Here se. So wanneer laas het jy die Here geloof? Wanneer laas het jy net jou deur toe gemaak en sê, nou sal ek die Here loof. Ek maak nie saak wat gebeur op my nie, maak nie saak wat hulle sê nie, ek gaan nou die Here loof. Maak nie saak hoe die ekonomie lyk nie, ek gaan nou die Here prys. Wanneer laas het jy dit gedoen, saam met jou vrou? En net hande vasgehou, in die bed sit julle sommer vir julle geslaap. Here, ons eer U, Here, ons loof U. U is so goed vir ons. Dankie vir U liefde, Here. Dankie vir U koninkryk, dankie vir U krag. Dankie Here vir die heerlikheid in my lewe. Dankie Vader dat U altyd getrou is in ons lewens. Amen. Weet jy, dis op 'n statistiek gesproke.
dat daar's mense wat nie eers die woord van die Here ken nie, wat die volgende beginsel verstaan het. En dis mense soos Benjamin Franklin, Amerikaanse presidente, mense wat baie suksesvol was, Forbes, een van die rykste mense op die aarde heilig, Alexander Forbes. Hierdie ou is een van die rykste, invloedryke mense op die aarde, maar hy het 'n beginsel verstaan, wat in die woord van die Here voorkom. Elke oggend sy oë oopmaak, en sê vir 5 minute lank, ek gaan nie die geheim met julle deel. As hy 5 minute lang sê, of hy vat 5 minute in die dag nie ten minste, hy sê, dankie, en hy sê dit sommer net uit sy hart, dankie, dat verskeie bronne van finansiële sukses na my kant toe kom. Dankie dat dit onuitputlike bronne is. Dankie dat dit my vloei uit alle rigtings in my bankrekening in. En hy sê nie die staan nie, hy het nie die Here geken nie. Maar hy het nie dankie gesê, want hy was sy hart instem om iets te ontvang. Hy was sy hart instem om iets te ontvang. En weet jy, en na 90 dae wat hy gedoen het, toe begin het bonatuurlik vloei in sy hart in sy lewe in. Bonatuurlik vloei. Hoekom? Want sy gees geprogrammeer om sy poorte op te lig. Sy gees geprogrammeer om poorte oop te maak in sy lewe, waar dinge kan vloei, en substansie van bonatuurlike dinge in sy lewe kan vloei. En dis nie een uit nie, hierdie is Bybel. Amen. Dis Bybelse beginsels hierdie. En hy het verstaan. En hy is 'n biljoenêr. Maar kom ons begin en sê Here, ek wil U dankie sê vir alles in my lewe. Ek gee al die eer, Here, want U is goed vir my.